Goeiemôre, ons is besig om te praat oor hoe kan ek bydra tot goeie verhoudinge met mense, medegelowiges, families, vriende en by die werk. Luister gerus na gisteroggend se boodskap weer, maar die derde punt wat ek graag vir u wil bring vandag is: wees 'n bemoediger. As ons goeie verhoudinge wil bou, dan moet ons mense in ons teenwoordigheid goed laat voel oor hulle self. Jy weet, ek het al een keer gehoor, iemand was so trots en het gesê, my kind het derde gekom in 'n 100 meter wedloop. Toe antwoord die ander persoon, o, my kind het 3 eerste plekke gekry vandag in die atletiek. Ag, kan 'n mens nie maar net bietjie krediet gee aan iemand anders wat ook net nodig het om vir jou te sê, is jy bly saam met my nie? Jy weet, 'n mens kry bouers en brekers. Eenmal is daar van 'n pastoor gesê, met sy preke sal hy die kerk leegmaak, maar met sy soene maak hy die kerk vol. Daarby het hulle bedoel dat daar is soveel liefde en omgee wat vanaf die pastoor uitgestraal het, dat die mense vir hom lief was, die manier waarop hy gepraat het en na ander mense gekyk het. Jy sien, die Here het u en my eintlik geestelike, plastiese chirurge gemaak, met ons mond wat eintlik 'n geestelike skalpel word. Daarmee moet ek mense seën. Daarmee moet ek waardering bely teenoor ander. Daarmee moet ons mekaar erken. Jy weet, die spreekwoord sê, people doesn't care how much you know, until they know how much you care. Jy weet, skerp woorde, venyn en sarkasme pas nie by 'n kind van God nie. Jesus sê, laat julle woorde aangenaam en met sout besprinkeld wees. As ons ooit 'n gebed kan bid, is dit, Here, gee my oë soos Jesus, dat ek ander mense kan raak sien, soos U hulle raak sien, veral wanneer dit medegelowiges is. Mooi mense, tempels van die Heilige Gees. Wys my iets waaroor ek hulle uit opregte hart kan komplimenteer, en sit 'n wag voor my mond, dat ek nooit dood sal spreek, woorde wat afbreek en seermaak nie, maar woorde van geloof, van hoop en van troos. Die vierde plek wil ek graag vir u sê, wees bereid om vergifnis te gee. U weet, die basiese behoefte van elke mens is om te weet, ek is vergewe. Vertroebelde verhouding tussen twee mense maak 'n mens klaar. Ek het eenmaal in 'n boodskap vertel van die naam Paco wat vir seuns gegee word in Italië wat baie gewild is. En dit word vertel van 'n pa en sy seun wie se verhouding in skerwe was en hy was weg uit die huis in strate en jare later het hierdie pa die verlange in sy hart, vrede en versoening met sy seun gesoek en in die koerant van die dorp het hy 'n advertensie geplaas. Paco, kom huis toe. Ek vra vergifnis en ek vergewe jou. Ek het jou nodig. As jy bereid is om my te vergewe, ontmoet my môre 1 uur voor die stadsaal daar by die monumentjie. Die verhaaltjie lees dat 12 uur daardie middag was daar meer as 25 seuns voor die stadsaal met die naam Paco wat gehoop het, dit is my pa wat vir my wag. Vanoggend kan ons die stem van ons Here Jesus hoor, wat sê, as julle mekaar julle oortredinge vergewe, dan sal julle Hemelse Vader julle ook julle oortredinge vergewe. Christus het gesterf, sodat gebroke verhouding met God herstel en met mense herstel kan word. Stikkende verhouding tussen mense heel kan word. Jy en ek is 'n agent van die Here om te help om gebroke verhoudings heel te maak. Wil jy nie saam met my vandag die Here vertrou, dat ons kan regmaak waar ons fouteer het, en dat ons mond deur die Here aangeraak sal word.
om werklik waar 'n seën vir ander te wees. Vars water wat uit 'n fontein vloei en nie brakwater wat 'n slegte smaak in die mond laat nie. Is jy so 'n kind van God? Mag die Here ons genadig wees om sulke mense te wees. Amen.